Ons is hier omdat ons ernstig is. En omdat die tyd ernstig is. En ons wie bedien in enige hoedanigheid, of jy nou leraar, apostel, voorsanger, hy sê almal is daar om die liggaam toe te rus vir hulle dienswerk. En sodat almal kan kom tot die volle grootte, die volle gestalte van Yahshua. En 'n ou besef wanneer jy wakker word en hy begin deel met enige vorm van hierdie bediening. Hy sê met erns, hoe groot is my gestalte in jou? Jy stel dit vanoggend ook bedien oor die heerlikheid van die bruid en die perfeksie daarvan. En dan kom die Gees in die tyd en hy sê, maar hoe lyk jy? En ek is Melanie, ek is deel van julle en ek is net so vasgevang in die menslike hoedanigheid van wat ek sien en wat ek hoor, sodat die beeld van dit van daarbo aangaan dikwels vervaag. En soos die beeld vervaag, aanbid ons wat ons nie weet nie. Verstaan ons wat ons nie weet nie. Maar daar gaan 'n oordeel wees. En in die eerste plek is hy besig om ons op te rig as standaarde wat deel gaan wees van hierdie oordeel wat hy sê, die saints sal die wêreld oordeel, die saints sal die engele oordeel, en dan sê hy ook, die saints sal die stamme van Israel oordeel. Hoe wyd moet hierdie standaard binne in jou en my wees, en opgerig te wees, om te verstaan wat is reg en verkeerd, ten opsigte van die engele, ten opsigte van die wêreld, ten opsigte van Israel, sodat ons 'n oordeel kan vel, of is ons opleiding en standaard maar 'n bietjie vaal? En Sondagnag maak die Here my wakker met 'n vers en ek verstaan dit nie, maar ek weet die oggend wou ek gaan bel en vra dat ek moet bedien. En ek berei of gaan sonder af maandagoggend vroeg. En ek sit in die bad 'n bietjie laat en ek hoor daar lui die telefoon en ek weet dis Woutie wat gaan vra. En sy vra en ek sê nee, dis reg, want nou weet ek wat het die Gees in my gewerk. Maar die saak word so groot en so anders as wat die woord is wat ek ontvang het. Dat Woensdagnag toe sê ek vir die Here, Donderdag staan ek op en ek gaan weer die Bybel deurlees, want ek soek 'n ander boodskap. Want hierdie ding is net te groot vir my verstaan. En later sê ek weer van jammer, ek sal weer aangaan. Donderdagnag dieselfde. Dit gaan nie oor nie verstaan alleen. Dit gaan oor insig in wat hy sê. En sy bereiding van ons hierso, wat hier sit, een en elkeen van ons. Ek wil vanoggend ernstig praat, nie van Melanie se kant af nie. Hy sê in Korintiërs, 2 Korintiërs, behold with an open face. Kyk met 'n oop gelaat en verstaan. En dan word jy verander van heerlikheid tot heerlikheid. En ek besef, Melanie, as ek sing en as ek bid, dan is my aangesig so geslote, want ek sien nie die heerlikheid soos wat dit is nie. En as ek nie die waarheid van die heerlikheid sien nie, hoe kan ek verander? Laat dit toe. En ek besef die profete van ouds, Daniël, Johannes, hulle sê die oomblik, toe hulle behoud, met 'n oop gelaat, toe is daar geen gees meer in hulle
mens wees in klein gestaltes, in omstandighede wat net so klein is in vergelyking met die ewigheid. Hy sê, kyk met 'n oop gesig en sien iets anders. Sien die grootheid en die heerlikheid en word verander in jou gestalte van mens en in jou wese van hierdie omstandighede word verander. En ek vir die volgende oomblik praat hy met my oor strafdade in Israel en dit. En dit kom by my Esegiel. Esegiel sit daar by die rivier, saam met die vlugtelinge, of die ballinge, onder Nebukadneser, sy jong man van 30, né? Toe hy as balling weggevoer was. Tussen 30 en 50 sy bediening. En die hemeltjie, ons het die Heilige Gees, hulle het dit nie gehad nie. Soos daar nie inspraak was nie, was dit half dood om hulle. En hulle tempel is vernietig, alles. Hulle is deur woestyngebiede vervoer daarna die rivier toe waar hulle in gevangenskap sit. En hy sit die oggend daar by die rivier. En hy is besig. Daar's net niks. Waar is Jaffa wat ek gedien het? Hy was opgelei as 'n priester. Hy was opgelei as 'n priester gewees. Spesifieke diens in die tempel, naby die kandelaar, naby die ark, naby al die instrumente en utensils, en hy ervaar wat is die presence van Jah, want die presence van Jah was net daar, dit het daar neergedaal, dit word gehuisves, deur 'n tipe van 'n houer. En nou sit hy in die volgende oomblik. Toe sê hy, daar kom 'n wind uit die noorde. En 'n geluid uit die noorde. Maar ek verstaan nie hierdie wind en geluid nie. Dit is groter as ek self. En binne in dit beskryf het 'n vuur wat homself insluk. Imagine 'n vuur wat homself insluk. Maar hy bly daar. En hy begin sien. Eintlik wat hy sien, is waar die teenwoordigheid van Jah bestaan. Dit bestaan tussen, die serafs. Dit bestaan op 'n spesifieke plek. Wat die hele creation verander in 'n teenwoordigheid van Jah, in 'n veranderende dimensie van Jah. En ons sien Esegiel kyk, en hy word soos 'n dooie, en hy sien bo op hierdie houer, hierdie geleentheid, hierdie serafs, is daar iets soos 'n kristalvloer, en bo op dit, 'n troon, met een wat brand, lyk soos brand. Maar hy begin slap. Hier's 'n houer. Die houer word verteenwoordig deur daardie 4 serafs. En wat met hulle gebeur? Of die gees in daai serafs? En ek kyk en ek kry 'n klein video en ek gaan dit vir julle speel. Die rede hoekom ek dit speel vir julle, dis baie beperk in dit wat ons sien. Maar dit maak ons oë net oop, to behold, met 'n ander oog, om dalk in te kyk in iets anders, om dalk iets anders te sien, en die gees van Jah wil vanoggend ons almal se oë aanraak, sodat ons met 'n oop gelaat in die werklikheid kan inkyk, en daardeur verander word van heerlikheid tot heerlikheid, tot sy gestalte. En ek gaan hierdie
speel, en kyk net vir 'n oomblik. Het is bo-natuurlik vir Melanie. Maar dit wat sien, is nie 'n druppel in die bo-natuurlike aard van wat daar is nie. Dan gaan ons aan met die bediening. Dankie, Barry. En ja, sê vir my, hoe sien julle my heerlikheid? Hoe sien julle my werking? Hy sê, bedink die dinge wat daar bo is en nie op die aarde is nie. Hoe sien julle dit? Want as julle dit sien en waaragtig kan insien, sal ons verander. Want ons sal nie meer geknoop wees aan hierdie wêreld nie. Ek gaan vir ons 'n skrifgie lees waaruit hy met my gepraat het. En die skrif is so vinnig van verbygaande aard, want ons menslike interpretasie sê dis hoe dit werk. En ons vind die skrif opgeteken in Matteus hoofstuk 19. En dan gaan ek die skrif lees, dan gaan ek vir julle verduidelik wat is die konteks hierso. Matteus 19 vers 28. Ons verstaan nie. Ons verstaan nie. Matteus 19 vers 28 en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, en daarna kom dit by my, maar u hoef nie weergebore te word nie, Jaffa. Hoe moet ons jou nou volg in die wedergeboorte? Hy sê vir my, maar ek hoef ook nie gedoop te word nie. Maar die woord sê om alle geregtigheid te vervul, het ek na Johannes toe gegaan en gesê, doop my. En ek wil vir julle 'n voorbeeld stel van wat wedergeboorte is. Maar volg my in hierdie wedergeboorte, is Matteus 19 vers 28. En ek begin om op te lees. Want ja sê, jy moet my volg, en dan moet jy co-exist with me in die wedergeboorte. Volg beteken, daar was voorwoorde by die Grieks gesit, en 'n paar ander dinge, maar dit het nie afgebreek aan die woord volg nie, want hy sê dit is soos wanneer ons op 'n pad gaan, en twee begin saamloop op 'n pad. Volg my op hierdie pad. Twee begin om te co-exist. So die gevaar wat by jou opkom, kom by hom op. Die heerlikheid wat by hom opkom, kom by hom op, want julle is hier saam op 'n pad. Hy sê, volg my op hierdie pad van wedergeboorte. Hier's 'n paar dinge wat jy moet sien. Volg my, co-exist. Dit beteken wanneer jy 'n tou vat en sy vlasse hang los en jy begin daai tou saamdraai tot dit een tou maak. Dis co-existing. Hy sê co-exist with me in die wedergeboorte. To co-exist with hom beteken daar's 'n attribuute in die pad van wedergeboorte wat jou moet verweef met hom. Ons weet Titus 3 vers 5 gebruik dieselfde woord daar van wedergeboorte. Daar's niks met jasse ontwerp van ons verkeerd nie. Met die oorspronklike design van die mens, die DNA. Daar's niks fout daarmee nie. Ons noem dit die genotipe. Julle ouens op biologie gehad het. Niks verkeerd nie. Maar dan kry ons mos 'n fenotipe. Wat sê dat die omstandighede het begin om 'n invloed op jou uit te oefen op die DNA.
En daar's 'n ander predisposition in jou, wat dan maak dat jy uitdraai soos wat jy uitdraai. Okay? Jou genotipe. 2 kinders word in dieselfde huis groot. Kan maar selfde omstandighede, maar is nooit. Want hulle predisposisies is anders. En daarom is hulle karaktereienskappe anders. Maar ja sê, volg my in die wedergeboorte, die regeneration, die herstel van die gene. Kom terug na die genotipe en laat staan die fenotipe. Die fenotipe is die vlees wat 'n karakter gebou het, wat persoonlikheidstipes gebou het. Party is nie trots op hulle persoonlikheidstipes nie, ander is weer baie trots daarop. Of jy trots daar is of nie, dit bestaan nie by Jan nie. Hy sê jou fenotipe moet sterf. Volg my op hierdie pad van wedergeboorte. Dit beteken om terug te gaan again na die genotipe. Regeneration is die Engelse woord. Daai gene van regeneration beteken die herstel en die herlaai met die oorspronklike energie databasis waarmee jy gebore is. Maak iets sin. Maak iets sin. Jy moet weer gebore word en met ander woorde again teruggaan na die genotipe in volmaaktheid, in krag, in energie. En Yahshua sê, volg my in die proses waar jy geregenereerd word en teruggaan. Ons verwar dit baie keer met die proses van heiligmaking. Daar is koneksies tussen die twee. Maar net soos jy heiligmaking in 'n proses moet gaan, so is jou weergeboorte 'n proses van verandering van jou fenotipe terug na jou genotipe wat hy jou gemaak het. En Yahshua sê, volg my. Dan kyk ons na die konteks waarin hierdie versie staan. Baie interessante konteks. 'n Ryk jong man kom by Yahshua. En hy sê vir Yahshua, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En die ryk jong man is nogal kind of proud of homself, want hy het die wet gevolg in Jotham titel. En Yahshua sê vir hom, onderhou die gebooie. En hy sê, ja, ek het dit onderhou van my jeug af. Ek is eintlik onberispelik daarin. En ja sê, dis alles goed en wel, maar gaan verkoop alles wat jy het, and become intertwined with me. Daai tou, volg my, klim op dieselfde pad as wat ek loop. Want my pad wat ek hier loop, is nie gebonde aan die aardse nie. Maar die Gees binne in my, werk 'n generation om die pad te loop volgens die wil van die Vader. Intertwined with me. En ons almal aanvaar net, die arme man, soos Yahshua gesê het baie besittings gehad, en daarin was dit vir hom moeilik. Maar hy sê meer as dit. Hy sê, as jou aandag verdeel is, en jy kan nie insien, en die volmaakte wil nie, jong man, jy doen wat reg is, maar jou aandag is verdeel, want jy het baie goed. Daar is iets wat jou aandag afsplit. Jou planne, jou toekoms. Daar's baie dinge wat verhoed, laat jy vermeng met my, en intertwine met my, soos 'n tou wat gedraai word, en saam met my op hierdie pad loop.
Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk mens om in die koninkryk in te gaan. Hy bedoel nie daar net fisies nie, maar hy bedoel daar dit wat jou aandag aftrek. Party se dinge wat hulle aandag aftrek, is so groot. Die oog van 'n naald vir 'n kameel in Jerusalem, ek was daar, het hulle klein hekkies, waar kamele nie kan deurgaan nie. So 'n mens kan daar deurgaan, maar die kameel vanweë die knoppels op sy rug kan nie daar deurgaan nie. Okay, is nou net 'n protection daar, vir die kopers en verkopers en whatever ook al. Hy sê, 'n kameel kan beswaarlik daar deurgaan. So, gaan sy 'n mens wie se aandag verdeel is, en nie kan intertwine nie. Wie nie met 'n onbedekte gesig kan inkyk, en bietjie ander dinge kan sien nie, om te verander van heerlikheid tot heerlikheid nie. Jou aandag word afgetrek deur die aardste. Jy sal nie daar kan ingaan in die koninkryk nie. En dan sê hy, Kolossense 1, sê hy vers, ek dink is 13, sê hy translate ons uit die mag van duisternis oor in die koninkryk van die heerlikheid van sy seun. Dan vind op hierdie pad 'n translation plaas en 'n oorplasing in die koninkryk. Jy sal moeilik in die koninkryk ingaan met 'n verdeelde aandag. Maar as jy op die pad klim saam met my en verstaan waaroor dit gaan, dan word jy geïntertwine en jy word getranslate uit die mag van duisternis in die koninkryk van die seun van sy liefde. Dis 'n proses. Maar kom ons kyk na die standaarde van translation. Hy sê, volg my op hierdie pad. Die eerste een is, verkry deelname aan die goddelike natuur. Die mens, daar die eerste gesig wat jy gesien het. Die mens was oorspronklik Ruben, hè? Maar daai posisie gevul het. Die eerstgeborene, wat in die geeste mensie 'n double portion gehad het, en 'n spesifieke posisie in die gees moes vervul. Die mens, wedergebore, saam op die pad van wedergeboorte, geïntertwine. En hy sê, Petrus, word deelgenote aan die goddelike natuur. Ons het die hele jaar, was dit ons tema gewees in die kerk. Ek vra vir myself, tot watter mate is jy deelgenoot, Melanie, van die goddelike natuur? Wanneer jy daardie visie sien, tot watter mate is jy geïntertwine op hierdie pad van die wedergeboorte, wat sy bloed ons gewas het. Hy sê in Titus 3 vers 5, gewederbaar deur die washing van regeneration en deur die reiniging van die Heilige Gees, weergebore uit water en gees. Tot watter mate het ons deelgenoot geword van die goddelike natuur? Ruben, of is jy nog net 'n mens? Of het jy verander in die geeste mensie? As deel van daardie houer van die lewende wesens, om die heerlikheid van die troon te vestig. Tot watter mate, Ruben, is jy toegerus tot die volle grootte in Jahshua? Efesiërs 4 vers 13 dink ek. Die volle grootte in Jahshua. Hy sê, hy het in hierdie gemeente gegee bedieninge om die
die volle grootte. Wanneer ek hier stap nie, as die volle grootte nie, is ek of nie toegerus nie, of ek is nie intertwined met hom op die pad nie. Daar's geen ander verskoning nie. Hy het alles vir ons gedoen, en hy het die gawes gegee, sodat ons kan kom tot die volle grootte in Yahshua. Wanneer ek by 'n plek instap, tot watter mate is die waarneming van die volle grootte van Yahshua? Sy gees, sy krag, sy fenotipe, want hy het nie meer die natuur van omstandighede wat hom gemaak het nie. Hy is 'n fenotipe met die natuur van Yahshua, die volle gestalte. En hy sê op die pad van wedergeboorte word geïntertwine tot die volle gestalte van Yahshua. En ons kyk weer na die lewende wesens. Dis die standaard waar volgens julle gaan oordeel. Moenie dink jy gaan op die troon sit en oordeel. As jy nie die volle standaard, die volle grootte van Yahshua geïnternaliseer het nie, hoe kan jy iemand anders oordeel? Hy sê en hy kyk, en hy sien die gelaat van die os, en hy sien Yahshua in sy krag, maar in sy bereidwilligheid, niks van homself nie, brutale krag. En hy sê, as jy geïntertwined is, neem my juk op julle. Dis die vers wat ek ook nie baie van hou nie, wat iets klink dalk swaar. Maar toe ek het gaan opkyk, toe sê hy, as jy intertwined is met hom, dan is jy 'n fellow yoke man. Okay? So daai selfe juk, en die juk op hom, is die juk van intersessie. Hy sê in Hebreërs, hy leef om vir ons in te tree. Hoekom leef hy? Om vir jou en my in te tree. En dan sê in Esegiel, hy sê, ek het gesoek na iemand wat saam met my die gap sal staan, en wat sal intree saam met my. Maar ek het niemand gekry nie. Want die gees van Yahshua sê, be intertwined op hierdie pad van wedergeboorte. Dis nie net 'n free ticket hemel toe nie. Dis be intertwined, sien en verander van heerlikheid na heerlikheid. Tot watter mate is ons intersessies? Onthou ek praat met Melanie self. Tot watter mate staan ek in die gap? En ek is geïntertwined met hom. En ek dra die juk saam met hom. Ek leef to intercede, sê hy. Dis die gesig van die os, waarop Jahwe die Vader troon. En ons kyk 'n bietjie verder, ons sien daar's 'n arend. Daar's 'n arend. Die perfeksie van visie. Ek is nie seker nie, ek het nie al die biologie opgelees nie, maar ek dink hy is seker een van die skepinge, wat seker die mees besondere oog het, 'n arend. Hoekom sê ek so? Hy klief die hoogtes, en dan kyk hy en hy spot, daar is iets wat beweeg. Sy oog. Maar dan het sy oog die vermoë, hy duik tot teen 100 myl per uur, né? Op sy prooi af. Dan het sy oog die vermoë om te verander en in te fokus. Daar's regtig, hy kan verander. En dan, met daai duik, word jou oor nogal droog. Okay, hierdie wind wat deurgaan. Het hy 'n ekstra ooglid, wat beweeg, om sy oog te bevochtig.
Ek is nie seker watter van die slange het dalk daai visie nie, maar ek ken nie dit nie. Ek weet net van die arend. Het daai visie. Hy kan myle ver sien. Hy kan spot en hy kan duik. Maar nou sê die woord in Jesaja, hy sê as jy moeg word, wag op die Here, kry krag en vaar op met vleuels soos die arende. Wat beteken daai wag op die Here? Hoe bly was ek toe ek lees en ek sien dit beteken dieselfde as volg my. Be intertwined. Wanneer ek wag, raak verweef met sy gees, met sy krag, raak verweef. Dit gaan nie net so nie, dis wag, dis 'n tydperk. En in daai wagtingsproses begin jou jeug nuut word soos 'n arend. En wanneer jy opstyg, is die revelation, die gees van die revelation op jou, openbaring. Om in te sien in die dieptes van ja. En daardie goed wat jou moeg gemaak het, daardie omstandighede, dit vervaag wanneer jy met 'n oop gesig in sy heerlikheid insien, in sy krag insien. En ons sien hoe vervaag die beeld van die omstandighede. En omdat die omstandighede se beeld vervaag, hernie my krag. En ek kan opvaar, want ek is intertwined met hom. Maar nou sê die woord vir ons in Jeremia, ou Jeremia klaar, hy raak moeg met die volk. En hy klaar. En hy sê, ag Here, kyk na hierdie omstandighede waarin die volk sit. Hulle is moeg en ek is ook sommer moeg, maar dit is nou ongereddes, né? En die Here sê vir hom, jy is nie geïntertwined met my nie. Want die wat geïntertwined is met my, wat gewag het op my, se krag, onderskei hulle op hierdie aarde, na die bonatuurlike toe. Daar's 'n ander krag, 'n ander manifestasie van krag. En Esegiel kyk, en Jaffa sê, of Jaffa in sy geval, die gees van Jaffa, sê, as jy nie fiks genoeg is, om saam met voetsoldate te kan beweeg nie, hoe wil jy saam met die perde hardloop? Want wanneer die gees van jou oor jou kom, vra dit 'n ander fiksheid. Elia, hy stuur sy knegt uit, gaan kyk. Dis daar 'n wolkie. En die knegt kom terug. Hy sê, daar's 'n wolkie. Die gees van die Here op Elia. En Elia maak sy mantel vas. En hy hardloop voor die waanperde uit. Deur die gees van Jaffa. En Jaffa sê, as jy geïntertwined is met my, dan klaar jy nie, wanneer jy in omstandighede met 'n voetsoldaat moet beweeg nie. Jy's onfiks in die gees. En wanneer jy intertwined is met my, dan kom daar krag oor jou, wat jou voor die perde laat uithardloop. Hy sê verder, daai selfe vers, as jy geïntertwined is met my, dan skrik jy nie vir die pronkbosse van die Jordaan nie. Ons weet nie wat dit beteken nie, maar die Jordaan is van 'n aard, sekere tyd, dan stoot daai Jordaanse walle op, hy lyk soos 'n see. En dan stroom die water van die Jordaan af, in die bosse in. En dit voed daai bosse waar die leeu skuil. Om daai Jordaanse banke is daar baie ongediertes. En wanneer die doods Jordaan
se walle nie meer die dood kan nie keer nie. Is daar iets anders wat oor die walle stoot en wat jou wil verslind? En hy sê vir Jeremia, jy moet beraad wees, be intertwined met my, soos met 'n tou, elke draad, heg met my, dat hulle nie kan onderskeid maak, wat is my draad en wat is die draad of die vesel van Jafashua nie. Sodat jy weerstand kan bied, van daai Jordaanse walle styg, en jy nog droog oor hom kan gaan. Dus kom by die laaste ene. En ek gaan begin land. En ek wil hê, dat u moet self ondersoek doen. Tot watter mate het ek hom gevolg in die wedergeboorte? Of was dit net 'n mooi stap? Ek het my hande opgesteek, hulle het vir my gebid, ek is gedoop en ek is op pad. Dit werk nie so nie. Jy moet my volg in die wedergeboorte. Mooi vanoggend u stel, daar's 'n pad van heiligheid. En ons kom by die laaste ene. Hy sê, volg my, want ek dra die gees van die leeu. En vir 'n oomblik wonder ons, hoe lyk dit as ek geïntertwine is met die gees van die leeu? Hoe in die rek, ons is konings en priesters, Openbaring. Ek is geïntertwine, ek heers. Dat is iets anders. Hy sê in Openbaring, ek dink is 5, wie is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak? En ons sien, dit vra 'n onderskeiding van gees. Dit vra 'n wysheid van 'n pad wat geloop is. Dit vra kennis en verstand. Jesaja 11 vers 2, die gees wat op Jafashua rus. Dit vra deelname en insig in Openbaring. Dit vra die volle grootte van die ontwikkeling van die gees, die gestalte van Jafashua. Romeine 12:2, word nie aan die wêreld gelyk voorraad nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Ons sien 'n volle verstandsontwikkeling. En ons sien Jafashua in sy volle gestalte. Die leeu uit die stam van Juda, die gees, waarop die Vader troon, die houer van die troon. Hy staan op as leeu. En die engel sê vir Johannes, moenie weet nie, want die leeu uit die stam van Juda het opgestaan. Hy's waardig om te oordeel. Dis hoekom hy seels kan oopmaak, want daar volg die oordeele van ja. En vir 'n oomblik weet ons skiet dalk tekort in hierdie kennis om te kan oordeel, in wysheid, in verstand, in die vrees van die Here. Want hy sê die vrees van die Here is die een eienskap om as leeu te presteer. Daar's 'n oomblik wat ons sê ja, hy sê stap saam met my in die pad van die wedergeboorte. Ek rig jou op, ook daar as leeu. En ons kyk vir 'n oomblik terug na die Ou Testament en ons sien, hy het ons leviete, konings en priesters gemaak. Waar kom die leviete vandaan? En ons sien, soos die kamp getrek het Reuben die eerstgeborene gefouteer. En ja sê, daar by die aanbidding van die goue kalf, sê vir die manne hier, wie is vir en teen my? Ek is besig om klaar te maak. Is jy 'n leviet?
Is jy 'n koning en 'n priester? Het jy die oordeelstandaarde in jou? Is jy 'n leviet? En ons sien uit die hele volk, stap die leviete uit. Ja, vir die goue kalf en sê, ons is vir die Here. En die Here sê, as julle vir my is, gaan terug in die laar, en slag die ongeregtigheid. En die leviete gryp hulle swaarde, hulle gaan en hulle slag hulle broers. Wie is daar om te sê, hy maak my 'n leviet, 'n koning en 'n priester? Ek sal stap met die gees van ja, ek kies dit. Ek wil kom tot die volle grootte in ja. En as daar ongeregtigheid is ek bereid om uit te gaan en te slag. Dis wat oordeel beteken. Ek gaan vra dat u saam met my staan. Hy sê sonder verdeling van aandag. Wie is bereid om my te volg in die wedergeboorte en in die koninkryk? En daar die helm van die heerskappy, wat ek translate jou in die wedergeboorte na daai, die helm van heerlikheid in die koninkryk in. En dan moet jy my standaarde binne in jou hê. Jy moet die gees van intersessie vir wie wees met my. Jy moet die gees van openbaring vir wie wees met my, dat jy kan sien wat ek sien. Jy moet die volle gees van die gestalte, die volle grootte in my hê. Jy moet die gees hê van die leeu, wat kan oordeel, want alles wat ek wil oordeel is 'n standaard binne in my, ek is die leeu. Kom ons dink 'n oomblik weer aan wedergeboorte. Ons gaan nou nagmaaltafel toe, om sy bloed te herdenk, maar ook die nuwe verbond, om sy brood te herdenk. Want hier teen die einde van die wedergeboorte sien ons, die graf gaan oop. En hy sê, ons staan saam met hom op. En hy sê in Hebreërs iewers, bied jouself aan die Vader, as een wat opgestaan het uit die dode. Nie meer as een met 'n aardse standaard en omstandighede nie. Bied jouself aan in diens van ja, as intercessor, as een wat geïntertwined is met die gees van openbaring. As die leeu, bied jouself aan, as opgestaan uit die dode. Ek gaan saam met u bid. En u gaan by die huis hierdie gebed verder vat. Wat is die gebed? Ja, Va, ek het nie verstaan wat is wedergeboorte nie. Ek het stukkies daarvan gehoor en dit geïnterpreteer volgens dit wat ek nie weet nie en dit wat ek nie sien nie. Ek het my daarop beroem, Melanie is wedergebore. Maar my fenotipe, my eienskappe in hierdie wêreld, het my beroof, ek het dit nie eers gehad nie, van die volle natuur, die goddelike natuur. Ek het nie agtergekom nie. Dis die skok. Almal van ons hier erken wedergeboorte. Ons is wedergebore, man, uit water en gees. Halleluja! Man, ons
kies intertwine. Een word met die brood, een word met die wyn. Dieselfde woord, wag op die Here. Be intertwine. Hemelse Vader, ons kom na U toe vandag. Vanweer die erns van die tyd wil ons sê jammer, ja. Jammer, ja. Jammer, ja. Ons kies weer om ons gedagtes te fokus. Alles to be intertwined en jou te volg in die wedergeboorte. Totdat ons deelname het aan die goddelike natuur, totdat ons staan in die volle grootte van Christus, sodat ons waardig kan wees. U het ons geroep vir 'n tyd soos hierdie. U het die boodskap gegee. Vir vandag, ja. Ons erken dit. En ons kies om werk te maak daarvan. Ek gaan vra die musikante opkom. Gaan ek vir pastoor oorgee. Vir ootmoedig. Moenie môre kom klaar oor energie. Wat omstandighede tap nie. Ek is mens saam met julle. Ek voel soos julle. Ek wil vanoggend erken. Ek het so lanklaas ten volle gesien wat daar bo aangaan. Net om te dink die waarde van wedergeboorte, die wassing en die instaatstelling deur sy gees van regeneration, om jou te regenerate na die oorspronklike energie wat Adam en Eva gehad het. Dis 'n krag van bo wat ons nodig het. En hy sê, julle wat die tyd van my koms verhaas, as jy die tyd van sy koms kan verhaas, kan jy dit ook vertraag. Het jy al daaraan gedink? Het hy dalk jou in 'n doel gestel, maar jy vertraag sy koms, want hy kan nie bereik nie. Hy kan nie die volle grootte in ons bereik nie. Is ons 'n bietjie passief in sy werk? Ek weet nie eers hoe om te lei. Hoe moet ons oorgaan tot aksie nie? Hoe moet ons hercommit? Hoe moet ons verootmoedig? Ek gaan vra dat julle self kniel daar in die bank as julle wil kniel. Maar kies die regeneration. Die wedergeboorte deur die Gees en die water tot die volle grootte. Dankie. Ek wil u vra om jou hande op te steek. En terwyl die Gees van Jahweh hier is en met ons praat en met ons gedeel het, wil ek u met u hande opsteek en u wil hierdie lied wees en ek wil ons hierdie lied weer sing. En jy moet hierdie lied kommunikeer as 'n gebed, as 'n verlange, as 'n begeerte vanmôre. Kom o Heilige Gees, kom skep binne in my. Kom skep binne in my. Kom skep 'n gees, 'n nuwe gees binne in my. Kom wederbou
die heiligheid, om voor U te staan, waarlik in eenheid, in een met Hom, om met Hom in eenheid te kan staan. Kom ons sing hierdie lied weer. Halleluja. Kom ons skep Jahweh se liggaam en met sy bloed, dat die Gees U vanmôre kan een maak met Hom. Ek is so bewus daarvan, dat God intens met ons belangstelling is. Dat is of die Heilige Gees begin fokus, want daar is dinge op pad. Hy dinge vir ons instoor. En as ons gees oopmaak en luister. En ek wil op grond van hierdie woord wat vanmôre gepreek is, wil ek u vanmôre seën. Efesiërs 4. Ek wil die seëgedeelte dan lees. Hy sê tot 'n mate van die volle grootte van Jahweh. En dan sê vers 23, hy sê, en dat julle vernuwe moet word. En julle gees van julle gemoed. En vers 24 sê, en julle met 'n nuwe mens, bekleed met wat na God geskape is, na sy geregtigheid, na sy heerlikheid, na hierdie nuwe generation. Hoor ek vir julle sê, is 'n ware geregtigheid, in ware geregtigheid en heiligheid. Ek wil u daarmee seën vanmôre. Gaan in die volle seën van Jahweh. Die heerlikheid op u, in u en deur u. Baie dankie.